Waarheid nommer 1. Waarheid nommer 1 is die fondasie waarop ek en jy moet staan. Hoe moet ons mekaar leer en vermaan? As jy iets het om te skryf, ek weet daar's 'n paar raamwerke, dankie Clichelle, dat jy dit vir ons uitgesorteer het. Laat die woord van Christus in julle woon. Laat die woord van Christus in julle woon. Dit is die fondasie, vriende. Kolossense 3 vers 16a sê vir my en vir jou, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Jy sien, vriende, voordat ek en jy enige iemand kan leer en vermaan, is dit belangrik dat jy moet weet dat Christus binne in my en jou moet woon. Dit is die fondasie, vriende, van Christelike lering. Dis die fondasie van Christelike vermaaning waar ons nou gaan praat. In Engels is hierdie woord baie mooi. It's to dwell. Die Engels sê, let the message of Christ dwell among you. Nou, jy ken dalk die woord dwell. Ons het 'n dwelling. En 'n dwelling, weet iemand wat 'n dwelling is? So huis, nee. Maar in die Grieks is daar die woord enoikeo. Enoikeo is die woord in Grieks. En dit beteken eintlik maar net, it is to dwell in you, and then it influences you. So dit leef nie net binne in jou nie, dit het 'n uitwerking soos wat dit binne in jou leef. To inhabit you, or inhabit you, right? To live in you, and to influence, weer eens, you. Dit is wat daardie woord, om die woord in my te hê, beteken dit, vriende, dat my hele lewe, my wese, my hart, my gedagtes, totaal en al deurdrenk moet wees met die woord van God. Nou kom ek bring dit bietjie nader aan die huis. Dalk het jy al in 'n huis ingestap en baie mense, ons het goed waarvan ons in ons huishouding hou. So jy gaan baie van sekere goed in ons huis sien, sportgoeders en musiekgoed en alles. Daar's kies een en is daar. Right? Maar party mense hou van trinkets. So jy sal dalk 'n eentjie hê of party mense hou van hasies en dan stap jy in die badkamer in en dan is die toilet oorgetrek met 'n eentjie jassie en die maatjie is eentjie voetjies en die toilethouer is 'n eentjie mondjie. Jy trek lekker papier en dan stap jy uit en die badkamer die gang het eentjies en die bedlampie is 'n eentjie. Jy vang dit, né? Right, so wat hy hier vir my en jou sê is, vriende, alles van ons, die hele Kenneth Woodward moet deurdrenk wees met die woord van God. Nie net sekere dele daarvan nie. En vriende, want as dit so is, dan gaan ek en jy kan maak soos wat Charles Spurgeon met John Bunyan gedoen het. John Bunyan was 'n 17 eeuse prediker, maar hy was ook 'n skrywer. En luister gou wat Charles Spurgeon van hom gesê het. Hy het gesê, you know what? Prick him anywhere. His blood is bubbling. The very essence of the Bible flows from him. He cannot speak without quoting a text, for his soul is full of the word of God. Vriende, mag ons 'n gemeente wees. Mag ons 'n gemeente wees met al ons foute, waar as ek na jou toe stap, dan kan ek na jou toe kom, ek gaan nie regtig, moenie worry. En ek kan jou steek met 'n speld en jy bloei letterlik die woord van God. So ek weet dit klink erg, maar jy verstaan wat ek probeer verduidelik, né? Vriende, mag ek en jy deel wees van 'n gemeente, mag ons deel wees van 'n mekaar gemeente wat die Bybel hoog ag. En dat dit nie net 'n reëlboek is of 'n gids of 'n morele kode soos party mense van ons woord sê nie. Maar dit is meer as dit. Dit is 'n boodskap oor Christus, maar dit is ook 'n boodskap van Christus. En dis wat dit anders maak. Vriende, die woord van God moet binne in my en jou woon. Hoekom? Dis baie maklik. Want 'n oppervlakkige verhouding, vriende, met die skrif gaan lei tot 'n oppervlakkige bediening aan ander. Jy sien, as jy nie dit snap nie, vriende, dis hoekom dit my en jou verantwoordelikheid is om tyd in die woord van God te maak. Want anders gaan hierdie goed kom. Verskonings. Anders gaan ek en jy verskonings maak elke dag. Nou, ek gaan nie vir jou sê om jou foon uit te haal en hier te kom neersit dat ek gou jou screen time kan check die weekie. Ons gaan nie dit doen nie, want ek wil jou nie in iets inboelie nie en ek wil jou ook nie laat sleg voel daaroor nie. Maar vriende, as ons nie gaan tyd maak vir die woord van God nie, gaan ons sulke gedigte begin skryf. The TV set is my shepherd, or the phone, the computer. My spiritual growth shall want. It maketh me sit down and do nothing for his name's sake, because it requireth all of my spare time. It keepeth me from doing my duty as a Christian, because it presenteth so many good shows that I must see.
En so gaan hierdie skrywer aan. Hy sê hier, it's my closest companion because the pictures and sounds comfort me. It presenteth me with entertainment before me and keepeth me from doing important things with my family. It fills my head with ideas which differ from those than from the word of God. Surely no good thing will come of my life because my television offereth me no good time to do the will of God. Thus I will dwell crownless in the house of the Lord forever. Vriende, mag ons nie mekaar gemeente wees wat in daai struik val nie. Want sien, hier is die kruks, vriende, as my en jou fondasie reg is, as my en jou fondasie in die woord van God is, dan gee hy vir my en jou die verantwoordelikheid om ander te leer en ander te vermaan. Jy sien, want dan is ek besig om nie myself op die troon in my lewe te sit nie. En dan gaan ek net na Jesus toe as ek hom nodig het, of as ek iets van hom soek. Maar as Jesus se woord op die troon in my en jou lewe sit, as hy daar is en nie ek nie, jy sien, dan begin ons interaksies met mense hê uit liefde uit. En as ons dan uit liefde uit met mense praat, dan sien jy hoe genadig raak ons. Want my en jou voorbeeld lê nommer 1 in die woord, dit vloei uit die woord uit, maar ook uit Jesus se wyse wat hy vir ons gewys het, hoe om dankbaar te wees, maar ook hoe om diensbaar te wees. So vriende, ek hoop jy verstaan punt nommer 1, die woord van God moet in my en in jou leef. En dan bid ek dat op Psalm 119 waar sal wees vir elkeen van ons wat sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie.